Amen. Terwyl ons hier sing, toe dink ek ons het nou 'n paar mense vergiet wat ook verjaar het. Ons het vergiet Madiba het verjaar. Madiba het gister verjaar. The man who bring the changes in our land. En Draina het ook verjaar. Sy het was 'n nuwe geboortedatum by die regering gekry. So sy het 2 verjaarsdae, sy het gister verjaar en sy verjaar weer die 28ste ook. So ja, ons vat nie daai verjaarsdag op. Nee. Ons vat daai oorspronklike een. Amen. Nou ek wil vanoggend met u praat oor, en ek gaan nie vir u baie lank ophou nie, hopelik nie, dat jy aan vroeg by die huis kom vandag en lekker eet en lekker die wat braaivlees het, wat braai, gaan braai en die wat verjaarsdag hou. Hoe verjaarsdag? 4 vlees. 4 vlees, ja. Ek wil hê jy moet die Bybels oopmaak vanoggend. By 2 Tessalonisense. 2 Thessalonians, the 2nd chapter from verse 13. 2 Thessalonicense 2 vanaf vers 13 tot 17. Ja, ek het so 'n staaltjie wat ek wil vertel. Nie net 'n staaltjie nie, maar rondom dit wil ek vertel van wat jare terug gebeur het. Kom ons lees saam. Let us read together. Vers 13. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en die geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self en onse God en Vader, wat ons lief gehad het, en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Amen. Tot sover. Here seën. Nou vers 13 sê, die Here het ons broeders wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en die geloof in waarheid. Nou jare terug toe ons te bekering gekom het, daai jare het jy die Heilige Gees gesoek. Jy wil gedoop word met die Heilige Gees. Hallo, okay. Jy het gevas en gebid en geroep in sak en as gegaan om die Heilige Gees te kry. Want jy wil met die Heilige Gees gedoop word. En ons het daarna gesoek, ons het gevas, ons het gebid, ons het in die berg gaan bid, ons het gaan afsonder en ons het geroep en geklop, totdat die Here die sluise van die hemel vir ons, sodat die Here die sluise van die hemel vir ons moet oopmaak. Maar in onkunde. Yes. Because we believe you must sacrifice yourself to receive the Holy Spirit. Yes.
You must sacrifice. Ons het dit geglo. Ons is een aand by 'n diens, jare terug. Ek sal nou nie sê waar nie. En ek dink ek het dit al vir julle vertel. En so die mense moes nou geglo dat jy met die Heilige Gees soek. En daai tyd was dit nog die kersse en die lampe en goedes. En is in die somer en is warm en die deur is oop en die wind waai die kers wat by die deurs op die tafel staan dood. En die een meisiekind wat hier by die ander kers staan hier na by die stoof, blaas daai kers ook dood. Want sy dink, nou moet ons die Heilige Gees soek. Wow. Ek sê, ons is nie daar, maak lig. Ons is mense van die lig. So, die waarheid is, dat ons die Heilige Gees ontvang het. Toe ons tot bekering kom, het ons die Heilige Gees ontvang. The moment you give your life to Jesus, the moment you said, Lord, here am I give over, ek gee oor. Daai oomblik het jy die Heilige Gees ontvang. You receive the Holy Spirit, not by what you do, nie deur wat jy doen of wat jy bid of wat jy vra nie, maar omdat God ons lief het. Omdat hy ons eerste lief gehad het, omdat sy liefde so groot is, het hy ons die Heilige Gees gegee. Jesus sê, in Johannes sê, ek sal die Vader bid, dat hy vir julle die trooster, die Heilige Gees gee, nie die aanklaer nie, die trooster. Jesus sê, as ek nie weggaan nie, kan julle die Heilige Gees nie ontvang nie. Daarom moet ek weggaan, sodat julle die Heilige Gees kan ontvang. En die Heilige Gees lei ons in die hele waarheid. Hy lei ons, hy leer ons, hy onderrig ons. Hy is die een wat altyd daar is. Hy is die een wat by ons is. Hy is die een wat ons beskerm. Hy was die een vir wie ons kan vra, want ek hoor nou die dag my sussie sê ek het die Heilige Gees gevra. Ask and you will receive. Die Heilige Gees is altyd met ons. Jy hoef nie na hom te soek nie. Jy kan net praat, hy is daar. Hy is die volheid van die Godheid wat in ons woon, liggaamlik. Toe jy Jesus in geloof aangeneem het, is jy verseël met die Heilige Gees. Amen. You are sealed with the Holy Spirit. Kom ek lees dit, julle dink dat ek sê hier goed nou uit met in. Eerste Efesiërs 1 vers 13. Ek het hier 'n nota ek het hier dingetjie hier ingesit. Efesiërs 1 vers 13 sê: in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid van die evangelie van julle redding gehoor het. Nee, ons het eers die waarheid gehoor, dat ek moet my bekeer. En die woord het deur die evangelie gekom. In wie julle, nadat julle geglo het, toe jy glo, nadat jy geglo het, en Jesus aangeneem het, sê die woord, sê Paulus hier so, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. En daai belofte het Christus in Marke en Johannes aan ons gemaak. Hy sê, ek sal die Vader bid en hy sal vir julle die trooster, die Heilige Gees gee. Hy sê, ons is verseël, ons is toegemaak met die Heilige Gees. We are sealed with the Holy Spirit. Vers 14 sê, wat die onderpand is van ons erfdeel.
om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. En die Heilige Gees is as 'n belofte vir ons nagelaat. En hy het ons verseël, die Heilige Gees maak ons toe. It sealed us. Hy beskerm ons. Ons is toe, we are sealed with the Holy Spirit. Maak nie saak die ander goedes wat hier rondom ons gebeur nie. Ek wil graag met die nog hier so verder. Maar ons dank God, vers 13 sê, vers 14, waartoe hy julle geroep het, deur ons evangelie om die heerlikheid van Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou aan die voorskrifte, wat julle geleer het. Staan vas. Yes, amen. Staan vas. Stand firm. Hold your ground. Yes, amen. Jy moet vas staan. Jy sien die versoekinge, wanneer die versoekinge kom, en die goedes hier rondom, wat hier rondom ons gebeur, jy moet vas staan. Yes. Hold your ground. Ek het nou hier toe, wel, ons hier in aanbidding is, het ek gou gaan kyk, wat is die synoniem van vasstaan? So the best synonym for we stand firm are, we stand our ground. Yes. We hold fast and we stay on course. Yes, amen. Ons hou koers. Jy sien die vyand wil jou van koers afkry. Maar to stand firm is to hold your course. Jy weet waar jy geroep is, jy weet waarna jy kom. These phrases mean you are not changing your mind. Yes. Or letting others push you around. Huh? Jy laat nie toe dat ander mense vir jou rondsand nie. Yes. Want jy weet waartoe jy op pad is. Yes. Jy moet nie toelaat dat ander mense jou van koers afbring nie. Yes, amen. Hold your ground. Yes, amen. Keep your eyes fixed upon Jesus. Hou jou oog gefestig op Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Hold your ground. Yes. Ander mense sal vir jou sê, hey, Boeta, kom saam met ons, man. Kom saam met ons. Een doppietjie sal ons die saak maak. Nou, een skyfie sal ons die saak maak. Draai net die ding. Stand firm. Stand firm. Hold your ground. Even when things get tough or people disagree with you. Selfs wanneer mense nie met jou saamstem nie. Hold your ground. Don't change your mind. Because you know that he who is with you, hy wat jou geroep het, hy het jou eers geroep, hy het jou geken nog voordat jy 'n besluit gemaak het, long before I made a decision that I will follow Jesus. I will take him as my personal savior. Long before that, Yes, amen. his eyes was already fixed on me. Hy het my eerste lief gehad. Hy het my geroep toe ek nog eens van sy stem gehoor het. Het hy my al geroep, het hy my al afgesonder vir die evangelie. He called us for a purpose. Hy sy liefde is so groot dat hy elkeen van ons lief het. Amen. Hy het ons lief met 'n ewige liefde. That's why he set you apart. En dis hoekom jy baie keer nie kan aanpas nie. Amen. En ons wil so graag inpas by aan. Hey. Ons wil so graag, ons wil hom nie uitwees nie. Ons wil hom nie so radikaal. Ons wil nie, we don't want to be excluded from others. Nee. Jy verloor jou chommies. Maar jy moet vas staan.
Keep your ground. Stand firm. Moenie dat mense vir jou rond sê. Kyk jy, as jy in 'n ongemaklike posisie is, nee, kan mense vir jou maklik rondstoot. As jy nou, mense kan net jou druk af van jou. Wat, as 'n ander staaltjie wat ek wil vertel, die een man is in 'n tentdiens, en die mense word bedien. Ja, daar word vir die mense gebid. Maar die een ou besluit, ek val nie hier vandag nie. Hier val ek nie vandag nie. En toe die prediker sy hande op hom lê, toe staan hy vas. Toe sit hy sy een voet hier agter en hy staan vas. En hy man druk maar hy het 'n posisie ingeneem om vas te staan. He takes in a position to stand firm, no matter what is hy man. Jy sien, die geheim is, wanneer jy in 'n tentdiens is met die mense moet almal val. En die geheim is, jy vat jou hand tot voor hy man se kop, and the moment you do that, the moment you stretch your arm forward, as hy in 'n posisie aangeneem, if he didn't take a position to stand firm, he will fall down because he is not in a position to withstand the pressure that's on him. You must take your stand and stand firm to take the pressure that the world and your friends will, oh, hallelujah, because they will put pressure on you. The enemy will try to put pressure on you. He said that he will take you through the valley of darkness. Amen. But you must stand firm in the darkness because you know the light that's in you. That light shines and that light will take you through the moments of darkness. Amen. Yes. Because you are a child of the living God. Stand firm, take your position. Moenie dat ander vir jou rondshand nie. Ons is baie Daar's 'n ding wat ek geleer het of gehoor het. Don't budge. Wie het dit gesê? Don't budge. Moenie. Oh ja, dis 'n politieke party. We don't budge. Ons budge nie, ons budge. Hold your position. We refuse to budge. We hold the line and we stick to our guns. Yes. Hold the line. Yes. Keep your eyes fixed on Jesus. Amen. Stand firm. Moenie moenie van koers af gelei word nie. As jy op die oseaan is, as die boot op die oseaan is, as jy daar op die see is, van die vroegste tye af, het die manne 'n kompas gebruik. Het die skeepvaarders het 'n klein dingetjie, wat hulle die koers aangedui het, in watter rigting, die ontdekkingsreisigers, wat ons land Suid-Afrika ontdek, maar Suid-Afrika was ook daar, dit was nie nodig om het te ontdek nie, daar was mense hier, maar, ja, maar, daai klein kompas, as jy verlore raak, hou jy jou oog op die kompas wat sê, noord, noordoos, noordwes, hou, dit is die koers wat ek moet hou, om by my bestemming uit te kom. As jy in die nag verdwaal, en jy weet nie waar jy is nie, as dit 'n helder nag is, dan kyk jy na die suiderkruis. Yes.
En die Suiderkruis, weet julle wat, ken jy die Suiderkruis? Dis 4 sterre wat soos 'n kruis lê, aan daai kant. Dan lê dit so, in die verste punt, van die verste punt af, trek jy reguit lyn onder toe, dan het jy suid. En van suid af kan jy bepaal, okay, as suid nou daar lê, dan lê wes daar, en dan lê oos hierso, en dan lê noord in daai kant. In die noordelike halfrond, they were how it is from. They got the North Star. Amen. They got the North Star, die noorderster, wat vir hulle 'n koers aandui. So, as jy, ons het mekaar die koers is Jesus, ons het klaar die koers is die kruis. Keep your eyes fixed on Jesus. Stand firm, hold your ground. Moenie budge nie. Moenie, die Afrikaanse woord is so 'n mooi woord, moenie compromeer nie. Don't compromise. But because the moment I compromise, dan gee ek grondgebied af. Yes, amen. The moment I compromise, is dit okay, kom ons kry 'n gemeenskaplike grond waar ons kan, and then you budging. En jy neem nie meer standpunt in nie. Neem standpunt in as 'n kind van die Here, as 'n kind van God die Vader, as 'n mede-erfgenaam van Christus, met die Heilige Gees as onderpand. Die Heilige Gees wat ons verseël. Staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. Paulus sê aan die Tessalonisense, as ons met 'n woord met julle gespreek het, hou vas aan hy woord. Of as dit uit die gevangenis uit is, wat ek aan julle hierdie brief geskryf het, hou vas aan die voorskrifte. Stand your ground. Because the enemy want you to compromise. Amen. En mag onze Here Jesus Christus self en onze God en Vader wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee. He gave it unto us. Hy het dit vir ons gegee. He give it to you. As jy iets kry, jy bewaar dit soos 'n klein noot. Bewaar dit wat jy verkry het. Julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Goeie woorde and your works. Good words and good works. Good works and good words. That's how God blessed us. Hy het jou geroep. Hy is jou rigtingwyser, hy is jou leermeester. Hy hou jou weg van die kwaad. Stand firm. Moenie budge nie. Jy het die Heilige Gees ontvang om jou in die hele waarheid te lei. Ek en jy moet vas staan en ons nie laat beïnvloed deur die wêreld nie. Stand your ground. Hold your ground. Vroeger jare het die manne mos op 'n anderste manier
oorlog gemaak. En gaan klaarmaak. Hulle het op 'n ander manier oorlog gemaak as wat daar nou oorlog. Nou sit die man daar in Koerkap of Goergap en hy druk 'n knoppie en die ding ontplof toe aan die kant. Daai jare moes jy fisies gaan vir oorlogvoering. En wanneer julle daar oorlog gevoer was die soldate was ingelid. Yes. Wanneer die eerste ry val, dan klim die tweede ry boer hy manne. Yes. Because they got their eyes fixed on the prize. If they win the war, they won ground. Yes. As hulle die oorlog wen hulle grondgebied. So they got their eyes fixed on the prize. Dis hoekom Dawid toe hy met Bathsheba in 'n verhouding gegaan het. En die man wil nie die oorlog hê nie, want hy het sy oog op die doel. Hy wil die koning tevrede stel. Toe laat weet die koning, sit daai man in die voorste linies. Put him in front, so, en hy weet die voorste manne, hulle val eerste. If the person before you fell, pick him up. Ewen Browning het gesê, die wêreld is meer betroubaar as ons. As 'n soldaat geval het, dan sorg sy makkers dat hy uit die geveg uitkom. Yes. Hulle vat hom uit die geveg uit. As dat hy nie daar bly lê nie. Ek lees van Josafat en die koning van Israel. Hulle gaan in bondgenootskap. Terwyl die Here gesê het, nee, moenie in bondgenootskap gaan nie. Toe die koning van Israel gewond word, toe die koning van Juda uit die geveg onttrek, toe sien die manne dat dit is nie die koning wat hulle eintlik soek, hulle soek die koning van Israel. En hulle het hom geskiet waar die harnas en die panser by mekaar kom, in sy rug in. En die koning sê vir die man wat die stryd waar het, sê hy hou my net staande. Hy het gestaan, maar teen die aand het hy gesterwe. Hoekom het hy gestaan? Hoekom het hy nie uit die geveg onttrek nie? Want as hy uit die geveg onttrek het, sou die soldate moed verloor het. Hy moes bly staan in die carriage, sodat as hulle kyk, as die koning staan nog, ons kan nog aangaan. Die koning het hy het geweet, hy gaan dit nie maak nie, maar hy het sy ground gestaan. He stand firm in that. Tot in die aand te sterwe hy in die. Hold your ground. Stand firm as a child of God, because you know in whom you trust. Hy wat ons die onderpand van die Gees gegee het. Hy maak ons heilig. En ons is heilig. You are holy. You are holy.
because the Holy Spirit lives inside of you. Yes. Nou is ek klaar. Een van die groot predikers van jare terug, luister ek nou die dag, het gesê, Jesus het gesê, aan my is alle mag gegee. En hy sê dat God gives unto us all the power that we need to withstand the enemy. Amen. Aan ons is alle mag gegee om die vyand te kan weerstaan. Ek het ook my vriende skuld gegee. Toe ek val, toe gee die vriende skuld. Waar julle mee gehelp? But you got it inside of you. Yes. It's everything that you need to withstand the enemy is inside of you. It's not on top. It's inside. Dis binne in jou. Jy hoef nie daar te soek nie, jy hoef nie, dis uit genade is dit aan ons geskenk. Jy hoef nie te gaan vas en dis hoekom Jannie eendag gevra het vir een van die dierbares, moet jy nou berg toe gaan om heilig te wees. Maar wanneer ons vas, is dit only om ons liggame te onderwerp. It's not to get something from God, it's already given unto us. Hy het dit alles uit genade aan ons geskenk. Dis 'n geskenk, dis gegee en ek moet dit net aanvaar. I must accept it. It's already there. Daai yskas wat so leeg is, it's already full. I must just accept that God had already given it unto me. Amen. It's already given unto me. I must accept it. I must. Oh, ek het nou die dag gehoor, laasweek toe hoor ek die pastoor sê, hy het dit nie verwag nie, maar toe en hy app kyk dus nie, maar wat gaan hier aan? Ek weet nie van mense wat hier vir my so. Ja, en beweging. Wanneer die Here vir jou iets doen, dan sê, daar was so 'n mooi meevallertjie gewees. Ek weet nie wie is my weldoener, maar die Here doen die dinge in jou slaap. God bless you. You are blessed. You have the Holy Spirit. Jy hoef nie daarna te soek nie. Jy het die Heilige Gees in jou. It's inside of you. Yes. Just take your ground. Stand your ground. Stand firm. Bly ingelid. As jou broeder swak raak hier langs die pad, vat hom en haak hom in. Dis waar die liefde inkom. Haak hom in en sê, stand your ground. Stand firm. God bless you. Heavenly Father, we honor you. And we praise you and we glorify you. That we can stand firm in the midst of the trials and tribulations. That we can stand firm in every situation. In every circumstance, we can hold our ground and keep our position. The position that you had given unto us. No matter what the world says. No matter what the circumstance says. No matter what the enemy says. We hold our ground. And we stand firm because we are sealed with the Holy Spirit. We are sealed. Ons is toegemaak.
ons is verseël met die Heilige Gees as onderpand, as deel van ons erfenis. It's part of our inheritance. And we thank you for it, Lord. We thank you for our inheritance. In Jesus' name. Amen. Amen. Ek is klaar. Ons kan maar staan en ons kan die seën ontvang. God bless you. And he keep you. And he make his face shine upon you. Hy glimlag oor jou. Hy is bly oor jou. Halleluja. Oh, die Here is mooi. Hy lag oor jou. Hy's opgewonde oor jou. Receive this. The Lord will bless us and keep us. The Lord will make his face shine upon us, and the Lord is gracious unto us. The Lord lift up his countenance upon us, and he give us perfect peace. In Jesus' name, amen. Amen. Amen.